welkom terug. Die groenhoogdogtertjie van die middelpos informele nedersetting by Diasville in Saldanha, Jocelyn Smith, wat verlede jaar op die 19de Februarie spoorloos verdwyn het en toe 6 jaar oud was, het talle Suid-Afrikaners en selfs mense in die buiteland aan hulle harte geruk. Die 3 beskuldigdes, Jocelyn se ma Kelly, Dise Carol Jacqueline Boeta Apollos en hulle vriend Stefano van Rein, is intussen die afgelope Vrydag daarin skuldig bevind dat hulle die dogtertjie vir doeleindes van uitbuiting verkoop het. Ons weet steeds nie waar liewe Jocelyn is nie. En ek het egter gewonder watter emosionele impak die saak tot dusver op die familie gehad het en steeds het. Ek gesels nou by die Jocelyn se tannie en Kelly se sussie, Michaela Daniels. Michaela, baie welkom en dankie dat jy vandag by ons aansluit. Dis 'n plesier, Elsa. Nou Michaela, ek dink almal se emosies het van die begin af wiplank gery wat hierdie saak betref, maar hoe het dit julle as familie geraak? Om eerlik te wees, hierdie saak het 'n baie negatiewe impak op ons as familie. Ek dink hierdie is een van die moeilikste, emosionele en uitdagende tyd ooit. Maar ons as familie doen ons bes om mekaar te ondersteun terwyl ons alles verwerk. En ek glo en vertrou dat ons hierdeur sal kom deur die Here se genade. Dit moet tog sekerlik moeilik wees om te wonder of 'n mens se sussie tot so iets in staat is, nie waar nie? Natuurlik. Ek sê elke dag op sosiale media, mens is mens, niemand is volmaak nie. Maar ek sou nooit kon dink dat my suster tot so iets in staat sou wees nie. Nou jy myself ook getuig het in hierdie saak. Ek wil hê jy moet ons net so 'n bietjie terugneem na daai dag, want dit was nogal redelik emosioneel vir jou ook gewees. Ja, so ek was in 'n baie ongemaklike posisie geplaas. Ek dink nie enige iemand hier buite sou baie graag teen Elsa wou getuig nie. Ek kan onthou 'n paar ure voor ek moes gaan getuig, het ek 'n emosionele ineenstorting gekry en ek het vir die Here gevra om my net sterk te maak vir daardie oomblik, want op die einde van die dag is dit nie vir my wat ek dit doen nie. Dit is nie vir enige iemand anders hier buite wat ek dit doen nie, maar tog vir Jocelyn. En jy het vir Kelly ook na die tyd gesien. Ek wil vir jou vra, was daai oomblik ongemaklik geweest? Nee, dit was nie vir my 'n ongemaklike oomblik nie. Ek dink ek moes haar gesien het, van die oomblik toe ek daar kom by haar het ek vir haar gevra, Kelly, waar is Jocelyn, met die hoop dat sy vir my gaan sê waar haar kind is. En sy het vir my gesê sy weet nie, sy het ook gevra om saam met my ma te praat en ons het toe my ma gebel en my ma het gepleit dat sy die waarheid moet praat. Ons almal het bietjie emosioneel geraak en 'n traantjie gestort en toe het sy nou nie weer kans gesien om met my ma te praat nie. En sy het net agterna toe gevra hoe dit met haar ander kinders gaan en hoe dit met ons broers gaan. Nou, ek wil tog vir jou vra, hoe voel jy oor die uitspraak wat die afgelope Vrydag gelewer is? Ek is 'n baie regverdige dame. En ek glo geregtigheid moet skied daar waar dit nodig is. My ouers het vir my groot gemaak met die woorde: elke verkeerde keuse wat jy maak in hierdie lewe het nagevolge. En ongelukkig is hierdie een van die nagevolge wat Kelly moet dra vir die verkeerde keuses wat sy gemaak het in die lewe. Dit is bietjie seer, maar mens kan nie verkeerde keuses maak en nie verwag daar is nie nagevolge. Daar sal nie nagevolge kom nie. Michaela, dink jy julle sal haar ooit kan vergewe? Ja, ek meen, ons as mens verwag tog maar elke dag, die Here moet ons vergewe, ons vra vergifnis elke liewe dag. So, wees ons om nie mekaar te vergewe nie. Ons is kwaad, dit is menslik om kwaad te wees, en ons is seer gemaak, maar tog, sal ek sê, daar sal 'n tyd kom, wat al die ander familie, res van die familie, haar ook sal vergewe. Maar ja, ek het haar vergewe, maar dit beteken nie dit wat sy gedoen het, is reg nie. En dit bly 'n baie emosionele storie, wat baie mense so persoonlik ook, bedoel hulle harte aanraak. Kelly het nou besluit, sy het tot dusver niks gesê nie, maar sy het besluit dat sy nou graag wil praat. So,
dit nou voordat sy gefonnis gaan word. Wat sal jou boodskap vandag aan jou sussie wees? Vir al die boodskap wat ek vir haar wil gee is, dat ek hoop en bid, dat haar moederhart sal oopgaan. Laat sy net eerlik sal wees en vir ons sê waar Jocelyn is, want die res van die wêreld, met ons as familie ingesluit, wil baie graag weet wat het gebeur en waar Jocelyn is. So ja, my boodskap aan haar sal wees, mag haar moederhart oopgaan vir haar dogter. Michaela, baie dankie. Ek weet ek het nou al 'n paar keer vir jou gesê dankie dat jy bereidwillig is of was om vandag met ons te gesels, maar ek sê dit weer vir jou want ek dink dis juis waarom ons op hierdie kwessie fokus. Dit is so 'n mensstorie en almal stel belang en wil weet. So ek weet dit is 'n sensitiewe saak, maar dankie dat jy vroeg opgestaan het en dat jy wel vandag met ons daaroor gesels het en ons dink aan julle in hierdie tyd. Baie dankie Elsa. Dit was 'n groot plesier hoor. En ons hoop steeds natuurlik vir 'n mooi einde ook op die ou ende van die dag. Ons bly aan of ons hou aan om te hoop. Nou onthou, jy kan ons op sosiale media volg, gaan soek net vir Goeiemôre Good Morning en jy kan ook ingeskakel bly want net hierna gesels ons met die aktrise Maryke Koetser oor slaapterapie vir jou baba. En ek noem net weer, gaan soek ons op sosiale media, maak ook seker jy stuur vir ons 'n boodskap. Onthou, dis baie maklik, daar is 'n QR-kode wat gereeld op jou skerm verskyn. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.